Goeiemôre, welkom terug weer vir 'n stukkie oor leef nie om op 'n ander manier te leef. Dis wat ek wil oordra aan julle. Ek gaan so 'n stukkie begin praat oor geestelike gawes, dit wat ons nou alreeds ken en weet van, maar 'n bietjie op 'n ander manier, omdat ek 'n bietjie onvergenoegd was oor die inligting wat ons gehad het tot nou toe. Elke keer, vir die afgelope paar jare, elke keer as ek hierdie gawe kursus aanbied, ontdek jou gawes of leef God se droom, leef jou droom, ontdek jou plek, enige iets van daardie goed, dan het ek 'n bietjie van 'n ongemaklikheid aan die einde van die storie, en dan sê ek vir myself, ek moet hierdie ding weer gaan deurwerk en ordentlik gaan kyk daarna en sien wat regtig daar aangaan. Want ek gebruik materiaal wat oorgedra is van ander bedieninge af, wat ons nou so bietjie met Willow Creek destyds, hulle het 'n ding ontwikkel, ons het saam met Moreletta Park dit verwerk vir Suid-Afrikaanse omstandighede, en ja, dit gebruik, maar ek het nog elke keer so net 'n bietjie van 'n ongemaklikheid. Hierdie keer het ek besluit, nou is die tyd. So ek is nou weer besig met 'n kursus met die Disciple Lab, en ek het net gedink, terwyl ek daarmee besig is, kom, ek doen dit nou. So wat ek nou gaan doen, is net om kort stukkies met julle te deel, kort in my verstaan, dis nie altyd in jou verstaan kort nie, maar omdat ek so in detail wil ingaan, maar ek wil kort stukkies doen, rondom dit wat ek die afgelope tyd ontdek het oor geestelike gawes, dit wat ek gelees het. Dit is vir my so kosbaar, dat ek graag met julle wil deel, en dat julle saam met my opgewonde kan raak. Nou, ek het gaan sit en kyk, rondom gawes. Ek wil bietjie gaan kyk weer, watter gawes word genoem. Ek wil bietjie gaan kyk, hoe word die gawes genoem? Hoe word oor die gawes gepraat? Hoe ontvang ons die gawes? Is dit gegee, is dit geskenk, is dit gedeponeer? Ek weet nie, ek wil gaan kyk, wat sê die skrif? Ek weet 'n paar versies, maar nie almal nie. So ek wil gaan kyk, op watter manier word daar van die gawes en van die gee van die gawes gepraat. En is daar verskillende woorde in Afrikaans, wat vertaal word met, alles met Afrikaans, met geskenk of gawe, maar wat soos liefde, wat daar verskillende woorde in Grieks en Hebreëus is, en ek wil gaan kyk of dit so is. En dit is die eerste ding wat ek gedoen het. Ek het toe nou ontdek, daar is eintlik 'n hele klomp woorde, waarvan ek eintlik net 2 of 3 dink, dis vir ons nou belangrik, of wat ek nou wil uitlig. Die een is dorean, is die eerste woordjie in Grieks, en dit sê, dit is iets wat vrylik gegee is, sonder koste. Dis 'n geskenk wat jy ontvang het, vrylik, sonder koste. En dan is dis nie noodwendig 'n baie kosbare ding nie, maar dit is 'n geskenk. Dan is daar 'n ander woord, charismata, en wat kom van die woord charis af. Charis is 'n interessante woord, dus in die enkelvoud word dit die meeste keer vertaal met genade. Genade en vrede. Charis vir julle, dit is wat daardie woordjie is, charis. So dit sê al klaar iets van 'n enorme stuk genade wat ons gekry het, in oorvloed, hierdie woordjie gaan ook in oorvloed, vrylik aan jou geskenk, en dan is daar 'n ding van, dit kom uit 'n groot bron van baie diep genade. Dis nie sommer net 'n vry geskenk nie, dis genade. Die gewer se hele hart sit hierin. Dit is sy hartsklop vir jou om hierdie ding te hê. Met die ander woorde, Dorian, hy gee dit vir jou, hy's bly daaroor, hy gee dit uit sy oorvloed, maar dis nie asof hy passievol is daaroor nie. Nou hierdie charisma hy's passievol daaroor, hy wil hê jy moet dit hê. Hy gee dit vir jou eintlik om guns te wen, want dit gaan voordelig wees vir jou. Ander geskenke is dalk soos geskenke wat jy vir 'n verjaardag of Kersfees kry. Dis oulik, ek het nou hierdie pen gekry, dis vreeslik mooi, maar hy's amper te mooi om te gebruik, so ek sit hom net daar neer en hy word nie gebruik nie.
die pen wat die Here wil hê ek moet hê, wat hy passievol moet gee, is hierdie pen wat verskriklik lekker skryf, fyn skryf, wat by my skrif pas, in my hand pas. Dis 'n geskenk wat met passie kom, met oorgawe. Hy's dalk goedkoper eers as die ander ene, maar hy pas by my en hy's tot voordeel vir my letterlik elke dag. En dit is die verskil tussen die twee. Dis charisma, dis genade en is 'n geskenk wat by jou pas. Kom ons hou net by hierdie twee vereers. Want dit is die twee woordjies wat voorkom in die tekste. Ek het toe gaan kyk na tekste. Waar word daar gepraat oor oor gawes? En ek het regtig sommer eintlik maar randomly begin by Efesiërs, omdat dit Efesiërs 4 praat van die Here het vir ons geskenke kom gee. En nou sê dit hierso, vir elke een van ons is daar 'n geskenk gegee, 'n charis. Charis beteken 'n genade. Aan elkeen van ons is genade gegee, en dan die woordjie die domie, of die wat nou hierso wat verbuig is na Augustus toe, verlede tyd, edothe, dit is vir jou gegee, passievol gegee, uit God se hart uitgegee, vol van genade. Is dit vir jou oorgedra, eienaarskap is oorgedra aan jou, dis nou joune, jy moet dit neem en iets daarmee doen. Dit is God se hartklop vir jou. Hy het vir ons hierdie geskenke gegee, vrylik, in oorvloed. Volgens die maatstaf van geskenke, algemene geskenke, en dan gebruik hy die woord dorean, van Christus. Christus se geskenke wat hy uitdeel. Nou is dit nogal interessant, want hy onderbreek homself. Paulus, as hy hier praat, onderbreek homself om iets te verduidelik oor hierdie mate van geskenke en die geskenke wat Christus gee. Hy gaan, en dan verduidelik hy vir ons 'n ding. Ek gaan dit lees en dan gaan ek dit mooi verduidelik. Hy sê, vers 7, maar aan elkeen van ons is 'n genade gegee, 'n genadegawe wat geskenk is, soos Christus dit uitgedeel het, volgens die maat van Christus, hoe hy gee. Nou weet ons al klaar, as dit kom by Christus en gee, is dit 'n oorvloed. Dis uit sy hart uit, dis uit liefde, né? Nou sê hy, daarom staan daar. Hy gebruik nou 'n Ou Testament aanhaling van Psalm 68, wat hy hierso sê, toe hy opgevaar het na bo, het hy krygsgevangenes weggevoer. Hy het gawes aan mense gegee. Dis nou 'n interessante dingetjie. Ons dink, as ons nou die versie lees, dit beteken, hy het opgevaar na bo, dit wil sê hemel toe, en hy het krygsgevangenes saamgeneem. Hierdie versie, hy verduidelik dit nou verder. Dit gaan eintlik oor nog dieper as dit. Hoor hierso. Hy het opgevaar, sê hy, waarop anders dui dit, dat hy eers neergedaal het na laardele. En dan praat hy van die aarde, maar eintlik onder die aarde. Die een wat neergedaal het, is dieselfde een wat opgevaar het, bo alle hemele, sodat hy alle dinge kon vul. Nou praat hy van Christus. Dis 'n voorspelling in psalms van Christus, wat neergedaal het, hy het eers aarde toe gekom, maar waarheen het hy verder nie, uit hel toe neergedaal, ter helle neergedaal. Hy het in die hel ingegaan, toe hy gesterf het, toe sy liggaam gesterf het. Sy gees is onblusbaar. Sy gees kan nie sterf nie, so hy is met sy gees in die hel in, om wat te gaan doen? Om oorlog te voer teen die dood, om oorlog te voer teen sonde. Hy het self nie sonde nie, daarom kan hulle hom nie in die doderyk hou nie. En hy oorwin die dood, hy oorwin die bose, hy oorwin sonde, en kom dan uit die helse magte. Hy vaar dan op. Christus vaar op, en dan staan daar, hy neem geskenke saam, of hy neem buit saam, hy het krygsgevangenes. Nou waarop dit sin speel, is oorlog in die Bybelse tyd. As 'n koning in die Bybelse tyd gaan oorlog voer, dan gaan hy met sy weermag, trek uit, gaan teen 'n ander stad, en as hulle wen, as hulle oorwinning behaal het, en die leier, die koning van daardie stad onttroon het, dan vat hulle die koning en hy vat van sy die weermag van die vyand se weermag, die soldate wat
nie doodgemaak is nie, vat hulle as kruisgevangenes. Hulle wat hulle doen is hulle trek hulle kaal uit. Hulle boei hulle. En hier kom hierdie ouens, hulle sny hulle hare ook af. En die goed, ons lees van baie goed wat hulle doen in die Bybel. Maak hulle bespotlik. Op 'n stadium was daar 'n storie van Dawid se ouens wat sy soldate wat hy het 'n klompie ouens gestuur met 'n boodskap en hierdie ouens wil nie die boodskap ontvang nie en hulle stuur die ouens terug na Dawid toe, maar bespotlik. Hulle sny al hulle hare af. Hulle sny hulle baarde af. Hulle sny al hulle klere af tot in die middel. So hulle het klere aan die bokant, maar niks aan die onderkant nie. Hierdie ouens kom skaam terug. Nou dit is die tipe goed wat hulle doen met mekaar. Krygsgevangenes is vasgebind. En nou kom die koning, hy kom terug na sy stad toe, hy het hierdie krygsgevangenes, wat 'n bespotting is, vasgeboei. Dan gaan die soldate, en hulle gaan stroop die stad van alles. Hulle vat wat hulle kry, klere, kos, juwele, meubels, whatever hulle kan kry, vat hulle, wat hulle kan saamdra, en dit kom dan alles terug, en dan kom hierdie ouens in die stad in. Koning is voor, al die hele stad se mense kom juig hulle toe, want daar's oorwinning behaal. Koning stap in met sy gevolg, klomp soldate, almal juig die soldate toe, hulle het oorwin. Die brawe manne, die sterkste ouens gaan heel moontlik voorstap. Dan kom die krygsgevangenes as 'n bespotting. So hulle juig en dan spot hulle die ouens omdat hulle kaal is en niks meer het nie. En dan aan die agterkant is daar 'n klomp van die soldate wat kom met die gestroopte dinge, die buit. En dit deel hulle uit. En dis die geskenke wat hiervan praat, van die geskenke wat Christus vrylik uitdeel. Dis Christus se geskenke. Kyk nou 'n bietjie mooi wat gebeur het. Christus kom uit die doderyk uit. En hy ontwapen, ontmagtig die bose magte. Hy trek hulle kaal uit. Hy bind hulle vas. En hulle kom as 'n bespotting agter hom aan. En dan is daar buit wat geneem is. Wat dalk tot voordeel van ons kan wees, en dit deel die Here uit. Jesus kom deel dit uit in sy triomftog. Dit is waarvan dit praat. As hy neergedaal het, is hy die een wat opgevaar het, sodat hy hierdie goed vir ons kan gee, en verder kan opstyg, sodat hy in die hemele sy heerskappy troon kan inneem. En ons in hierdie oorwinningstog saamgevoer kan word, met 'n klomp geskenke wat ons kry. Dis die konteks waarvan hy praat, as hy praat van geskenke. En dan eers gaan hy verder, en dan sê hy, en dit is wat ek kom gee het, vir die kerk, in vers 7, 6, nee man, ek is heel op verkeerde bladsy, vers 11, en sommige het hy gegee, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Dis wat hy kom gee het, kom uitdeel het, uit sy hart uit kom gee het. En dit is dalk die buit, dis dalk die buit wat die Satan by ons kom steel het, wat ons net kom terugvat het, en wat die Here kom sê, hierdie goed hoort by die kerk, dit hoort binne die gemeenskap van die gelowiges, hier is dit terug, dis vir julle gegee, om 'n beweging van die liggaam van Christus, om 'n beweging aan die gang te kry, waardeur die Here se oorwinning die aarde binnegaan, sy mag die aarde binnegaan, sy koninkryk weer opgehef gaan word, opgerig gaan word. Dis wat ons nodig het. Dis die eerste manier hoe die Here praat oor sy geskenke wat hy vir ons gee, hierdie klomp genade wat hy oor ons kom uitgooi het in ons lewens. Nou dalk is daar 'n stukkie van hierdie genade wat vir jou is. Dalk het jy 'n apostoliese rol, of 'n evangeliese rol, of 'n profetiese rol, of 'n herderrol, of 'n leraarrol. Iemand wat
ja, ek gaan later dit beskryf, al hierdie gawes gaan ek beskryf, maar dalk is daar 'n rol wat jy te speel het binne die kerk. Ek brand om vir julle die volgende gedeelte uit 1 Korintiërs vir julle daarmee aan te gaan. Maar ek gaan dit eers stop daarmee. Vir eers is hierdie net genoeg. Celebrate net dit, dat die Here in sy triomftog gekom het met geskenke, wat hy uit genade uit oor ons kom stort het, en wat hy opgewonde is, om dit vir ons te gee, want hy weet dit gaan 'n voordeel hê vir ons, nie net vir ons nie, vir hom, vir sy koninkryk. Dis wat dit inhou. So celebrate, daar's geskenke, daar's genade, en is geruil na jou toe. Geniet 'n mooi dag, gaan kyk 'n bietjie, nou val ek myself weer hierdie, o Vader land. Help my, kyk na wat het jy ontvang, kyk na al die gawes wat jy ontvang het. Kyk na die goeie geskenke van genade wat jy ontvang het, wat net daar is, en wat ons as vanselfsprekend ervaar. En dan gaan vier jy net 'n bietjie fees saam met die Here vandag, dat hy jou goed genoeg dink om dit vir jou te gee. En nou gaan ek afsluit, lekker dag.